going forward to next budget, 5 things that we're going to have to concentrate on. Because I came in here when the budget, you must understand the budget process starts in August of the previous year already. So when I was appointed in February, it was already in process. Only 5 things: water, electricity, street and storm water, refuse removal, and then your sanitation, your aanlegte. That is what, if you can focus your budget on that, then the money of the public has been spent well. The basket of services in 4B and 5B of the Constitution, it's a range of services. But out of all of that, if we can focus on that, Mayor, with the money that the ratepayers pay, then we've won the war already. And I'd like to thank you. All I have to say. Thank you, Mr. Speaker. Nou, hoe gaat ek nou weet of ons nou right is? Ek nou of ons doen nou die vry is. Vat kies 'n stukkie video Okay, en dan kyk jy. So, sit die ding aan. Kan ek hom rewind as ek hom gepause het? Nee, maar wat jy gaan doen, jy gaan mos daai 2 stukke bymekaar sit. Ja, soos kom ons gaan. Of jy 'n wide angle. Nee, ek het aan van jou te doen met my. Dit Nee, kom ons gesels. Kom ons gesels. So ons het nou gehoor nee, had ek maar net gekyk om sit. Wag man. Ek probeer soveel as wat ek kan die editing. Wat ek vir jou Ons sê. is so right. Ek sê vir jou ons is so right. Okay? Trust me. Ek wil nou nie as die ding gevat het uit jou kop af nie. Okay, ek is hoor Nee, dat ek jy het so jou dit kop met gecheck, moenie maar nie. as jy aangesit. Hallo julle, so hier op Wyngaard en Kie gesels ek vandag met oom Sit. Ek gaan julle nou vertel waar kom die vandaan. So ek het daai vergadering bygewoon in die week van die Theewaterskloof munisipaliteit, of liewer die provinsiale en die nasionale tesourie, wat die inwoners kom inlig het oor waar staan die proses nou met die Financial Recovery Plan, soos hulle hom noem, van TWK munisipaliteit. Die munisipaliteit is nie onder administrasie nie, daar is 'n intervention, want die wet maak ook voorsiening daarvoor, dat jy 'n intervention kan doen. Ek ken nou nie die wet se hele naam hier uit my kop uit, ek dink is 1395A. Gaan seker maar die wet op munisipale finansiële bestuur. Die kort van die saak is, ek praat oor die saak want ek is 'n inwoner van TWK, ek woon op Caledon, ek sit in die huis waar ek maandeliks my diensterekening betaal en belasting betaal. En die man hier saam met my om Sit, soos julle hom ken, Sydney Armoed, is bekend as 'n sportfotograaf, as 'n sportskrywer, man wat sy eie koerant Trans-Overberg bestuur en ook Over the Overberg Sport, en hy laai op sosiale media ook meer gereeld video's deesdae. Julle ken die storie. Maar ek weet nie hoeveel van julle geweet het om Sit sy eintlike expertise lê in, sal mense noem, waterbestuur. Watersuiwering. En nou het julle gehoor, die TWK munisipale bestuurder Walter Hendricks sê daar aan die einde van daai video, water is een van die 5 topprioriteite waarop hy gaan fokus. Omdat jy het ook hy lysie gemaak, dis water, dis die riool, wat ook met water te doen het, paaie, stormwater het ook met water te doen, want die paaie is in 'n slegte toestand, weens die skade wat water dikwels aanrig daarso, en dan 5de aanlegte, wat sou jy met aanlegte bedoel? Ek dink hy bedoel met aanlegte waterversorgings en rioolsuiweringsaanlegte. Wat ons eintlik maar terugbring na water toe. En hier sit iemand wat gekwalifiseer is as 'n prosescontroleerder. Is dit nie Afrikaans? Prosescontroleerder. Sê nou vir ons, om Sit, wat is die werk van 'n prosescontroleerder, 'n prosescontroller? Ja, Andre, baie dankie dat ek hier op jou program kan wees. Is altyd lekker om met jou te gesels. My agtergrond 28 jaar. Ek het destyds begin by die destydse Duiwenoks Waterraad en Rinsveld Waterraad, wat later die Overberg Water geword het. En daar het ek begin as net om Sit sê, jy moet nou nie so beweeg nie, sorry.
Nee, dis reg. Oh, my weer, maak jy die kamera ook dalk so, dink julle dalk, ons het iets meer gedrink as die beker koffie wat ek hom aangebied het. Ja, daar het ek begin as 'n leerling waterversorgings proseskontrole. En later het ek 'n proseskontrole geword. My opleiding het ek gekry op Swellendam en daarvan dan Caledon toe en dis hoe ek op Caledon beland het. Nou die werk van 'n proseskontroleur is eenvoudig. Hierdie persoon gewoonlik werk hulle skofte. Nou hierdie persoon is verantwoordelik vir die bedryf van 'n waterversorgingsaanleg of 'n rioolaanleg vir daai spesifieke 8 ure. So hy of sy kyk na die prosesse. Dit begin gewoonlik by jou inlaat waar die rou water is of jou rou riool inkom, daarna gaan dit deur en dan moet hy sorg dat die eindproduk moet voldoen aan wetgewing. Ons noem dit gewoonlik jou SANS 241. Jy moet dit stadiger sê, hoor, ons noem dit wat? Jou SANS 241. En dit is waar dit is 'n regulasie wat uitgevaardig is waaraan water moet voldoen vir menslike gebruik. So eenvoudig. Ek sê altyd 'n proseskontrole se verantwoordelikheid is om water te suiwer teen die laags moontlike koste teen die hoogs moontlike kwaliteit. Herhaal om die water, 'n proseskontrole se job is om die water te suiwer teen die laagst moontlike koste teen die hoogs en die hoogs moontlike kwaliteit. Nou ons sit, die meeste van ons vat eers nout van, ek wil nou die twee skei, ons wil nie die water en die riool so hier naby aan mekaar bring nie, maar julle gaan ook nou hoor in die gesprek hoekom dit eintlik baie met mekaar te doen het. Kom ons begin by water, drinkwater, waswater, né? Die meeste van ons vat eintlik eers nout van die beskikbaarheid van water en die kwaliteit van water wanneer ons die kraan oopmaak en een, daar kom die water uit nie, of twee, ons sê vir mekaar, wat is die water aan so bruin vanoggend, of ons sê vir mekaar, wat is die water aan so wit vanoggend. So praat gewoon met ons oor, wat sien ons wanneer die water dan nou bruin of enige ander snaakse kleur behalwe 'n helder kleur het. Ok, mense moet besef, jy kry 'n waterversorgingswerke waar 'n proses is waar die water gesuiwer word, daarna gaan die water in 'n pypnetwerkstelsel in. So dis twee verskillende aspekte. Wat gaan een stap terug? Waar kom die water wat dan nou gesuiwer moet word in die meeste gevalle oorspronklik vandaan? Baie keer kry jy die water kom uit 'n dam uit. En in meeste gevalle sê jy kry water word uit 'n rivier uit onttrek. En beteken uit boorgate uit. So hier in ons wêreld nou in die Teewaterskloof, is dit water wat uit die Teewaterskloof dam uitkom of kom dit van die Steenbras rivier aan onderkant se Lauritspas? Die water wat ons in hierdie area het, spesifiek in Caledon se water kom van die Teewaterskloof dam. Dit word losgelaat in die dam in die Sonderender-rivier en dit word omtrent seker so 7 km van die uitlaat van die Teewaterskloof-dam vanuit die Sonderender-rivier word dit by die skema daar naby Jellstroom word dit onttrek en dan binne in die watersuiweringswerke ingelaat en daar vind die watersuiweringsproses plaas. Soos ek vir jou verduidelik, so die Oeverberg waterplant soos ons maar sommer sê, daar by Jellstroom, dit is waar hierdie gebied se water gesuiwer word. Ja, net 'n agtergrond. Daai skema is, hulle noem dit 'n landelike watervoorsieningsskema, waarvan 2/3 van daai water is geallokeer vir Caledon en 1/3 is geallokeer vir landbou. So die water word dit versprei in die area soos daar naby Greyton af vir landboudoeleindes, Ja. In veesuiping. Ja, en dit is eintlik waar die water vandaan kon waarvoor dit gebruik. Maar soos ek verduidelik, nou gaan die water in 'n netwerk in. Die water kan skoon wees nadat dit gesuiwer is. Maar wanneer jy ook nie jou netwerk reg bestuur nie, gebeur dit dat jy dit normaalweg beteken pypbreuke kry en daai ook kundigheid nodig. Pypbreuke moet reggemaak word, maar die ou wat die pyp regmaak moet ook besef later, okay,
ek kan nie net oopmaak, jy moet die netwerk na 'n pyp bring met genoegsaam spoel. Nou weet ons ook baie van ons munisipaliteite, en ek praat nie van die wat ons glo, ek praat oor die algemeen. Ja. Die netwerke is so verouderd. Hulle het nie baie keer 'n stelsel verstaan nadat jy 'n pyp reggemaak het om te skouwe nie. Daai vuil water vir 'n tyd uit te druk nie. Want dit is nog ontwerp bestaan op 'n ou stelsel. Ja. En dit is waar jy baie keer twee goed kry. Jy kry baie keer dan dat die vuil verstaan wat ingetrek is na die breek beland binne die netwerk. En daarom sal mense baie keer sien as hulle die kraan oopmaak, nou is die water bruin. Of was goedjies. Of was goedjies in. Ja. Wat nie eintlik moet gebeur nie, want jy moet dit eintlik gespoel het. Ja. Nee? En dan die letters wat ek baie keer sien as hulle mense sê, maar kyk hierso, die water is vaal, daar's 'n klomp borrels in. En dan sê hulle nee, daar's seker 'n klomp kalk gegooi in die water nou by die suiweringswerke. En ek wil ek regstel vanoggend. Dis nie kalk wat in die water gegooi is, daai is ligborrels. Maar ons praat die hele tyd van kalk as Dis nie ons kalk as ons nie. hy kraan oopmaak. Dit gebeur baie keer verstaan dat daar lig in jou netwerk inkom, het sy deur 'n pyp wat gebreek is, of dat daar nie genoegsame ligkleppe op hy netwerk op hy stelsel is nie. So wat gebeur nou word daar lig ingesuig? Jy sien dit, want as jy daai water tap en jy laat die water staan vir so 'n minuut, wat sien jy? As die borrels weg. As die borrels weg, maar jy sien niks afsak tussen onder nie. Dis lig. Nou praat met ons oor die wit wat dan vir ons laat dink aan kalk. En hoe dat jy ook, as jy hom daar 'n rukkie laat staan, dan sien jy ook en jy helder dit nou op. En jy sien die mite daar is in die verlede het hulle by 'n waterversorgingswerke mense dink dat kalk maak die water skoon by 'n waterversorgingswerke. Dis nie waar nie. Kalk word gebruik in 'n later proses nadat die water deur die sisteem gekom het om die pH van die water op te lig. En wat is die pH van die water? Die pH van die water is 'n term wat ons gebruik wat ons sal sê op 'n skaal van tussen 7 sê jy neutraal kry, tussen 1 en 6.999 is dit gewoonlik suur jou water en dan daarna 7.01 tot 14 is dit gewoonlik alkalies. Nou ek wil nie baie tegnies word hier in die verstaan, maar vir ons wat dan ook werk op, daar's 'n proses in watersuiwering wat ons praat van waterstabilisasie. Nou, baie mense verstaan ook nie dit nie. Daar's twee maniere. Jy kan water stabiliseer dat jy net kalk ingooi sodat jy kan voldoen aan wetgewing wat sê ons wil daarom ten minste die water wat jy by die huis gebruik in 'n omgewing van 8 pH-eenhede hê. Dan die watersuiwering of die stabilisasie wat ek ken, wat ons geleer het ons gedoen met 'n oormaat kalk. Jy vat die water se pH op, omtrent hierso na 10.3 toe, en dan bring jy met koolsuurgas af, na in die omgewing van 8.6 toe. Jy maak 'n berekening, en ons het gewoonlik gepraat van die Langeliers-indeks, en jy maak daarvolgens 'n berekening waar jy kan sê, okay, my water wil ek ten minste sê 0.1 suur het, of ek wil hom ten minste 0.1 alkalies het. En dit help weer in die bestuur van jou pypnetwerk. Dis die doel van waterstabilisasie. Sure. Maar ek wil terugkom Ek wil net gesê vir ons gehoor, ek knik nou so kop, maar daai syfers in formules en goeders gaan alles hier verby my, so julle moet maar neerskryf of gaan Google agterna van die goed, want ek het geskiedenis gedoen, nie natskei in baie en die goeders hè. Ja, ek is nie skieurig oor hoekom drink mense dan as hulle 'n bergstroom sien, soos ons sê bergwater, dan in jou houertjie daar, en dan sluk jy dan dit, dan kon jy dan niks oor hê, of daar's 'n waterval, of hier op die Franshoek pas, so mense van Villiersdorp af oorry, dan staan mense daar maak bottels vol, daai water gaan suiwer hulle nie by die huis, hulle drink hom net so. Wat is die verskil tussen die en soos wat die water wat nou hier by ons aankom van die Waterskloof dam deur die sonder N-rivier aangehelp tot hier by Oeverbergwater. Ja, kyk, die ou mense het ons gesê as water oor 7 klippe hardloop. Dis dit skoon, dan kan jy hom drink. Nou baie keer kry jy jou boorgatwater jy kry boorgatwater wat suur is en jy kry byvoorbeeld water wat uit fontein uitkom wat na my mening redelik gesond is om te drink, wat nie nodig het, verstaan jy, om ontsmet te word. En ek wil nou by daai punt kom.
in die water wat ons uit die rivier onttrek, bevat verskeie micro-organismes. En ons praat gewoonlik van die grootste een wat ons gewoonlik wil doen is, wat ons uithaal, is E. coli. E. coli, Ja. die ken ons. Ja. Dis reg. Ja. So, Jy moet onthou die kamera hou nie hou homself vas. So as jy te veel gaan beweer, dan gaan hy ook begin dan soos ek aan die begin gesê het. So die doel in enige waterversorgingswerke is om in die eerste plek deur 'n proses van kleurverwydering. Jy wil eers die kleur verwyder. En soos ek net nou gesê het, jy verwyder nie kleur normaalweg deur net kalkie. Ja. Gewoonlik in hierdie area gebruik ons aluminiumsulfaat. Dan sit jy kalk by om die pH op te lig weer. Dan gaan jy deur die proses en dan kom jy by ontsmettingsproses. En daar gebruik ons een van die gevaarlikste gifstowwe, kloorgas. Baie van die waterversorgingsaanlegte gebruik kloorgas in 'n baie klein hoeveelheid om ontsmetting te doen. Nou, ontsmetting is slegs die doodmaak van alle skadelike bakterieë. En mense moet dit ook verstaan. Die kloor maak net die skadelike bakterieë dood, sodat dit geskik is vir menslike gebruik. Nou, So nie alle bakterieë is noodwendig sleg vir 'n mens nie. nee. Okay. Nou Dan voel ek beter. Nou dit is waar die proseskontrole inkom. Nou ek sê altyd vir mense en die verkeersbeamptes moet nou vergewe hierson. Ek maak altyd die vergelyking. As sê ek weet jy nie, die hartseer Heinrich vir my in die land is dat ons sal 'n verkeersbeampte wat 'n boete moet uitskryf vir jou, moet college toe gaan. Hy moet college toe gaan, anders kan hy nie 'n verkeersbeampte word nie. Ja. Maar as jy vandag gaan kyk, en dis die hartseer storie, jy sal by jou waterversorgingswerke kom, dan kry jy Jy hoef nie verskoning te vra vir die Nee. verkeersbeamptes nie, want dit is Nee, eintlik 'n goeie ding wat jy oor hulle sê, hy kan nie stil sit nie. Is eintlik 'n goeie ding wat hom sit sê. As jy 'n verkeersbeampte wil word, moet jy college toe gaan sodat jy gekwalifiseer is om by magte te wees, om daai reg wat aan die wet vir jou gegee word om 'n verkeersboete byvoorbeeld uit te reik te kan doen. Maar jy wil sê as dit kom by process controlling. Ja, as jy gaan kyk by process controllers nou, in baie gevalle sê jy kry, die persoon het nie die basiese of die formele opleiding nie. Ja. Hoekom sê ek dit? Daai persoon is verantwoordelik, meneer, vir jou lewe. Want jy drink Ja. van die water, jy drink dit en jy kan siek raak. Ja. Maar munisipaliteite net lek gemeenskappe So. om nie seker te maak dat die proseskontrole wat daar is voldoen dikwels aan die nodige opleiding en ondervinding. Jy weet, 'n tyd gelede toe ek nog by Oeverberg Water was, het hulle vir my verantwoordelik gemaak. Dit was in 2010 vir 'n program, die opleiding en die ontwikkeling van proseskontroles. Wow. Baie suksesvolle program Ja. het ons gedoen. En jy daar. gesê hoeveel jaar was jy in die bedryf? 28 jaar. 28. Ek het begin as 'n leerling proseskontrole. Ek was by die destydse tegniese college, waar jy nog eksamen moet skryf vir jou sertifikate. Daar het ek gegaan. Toe was ek op 'n stadium, het ek geword 'n voorman op die aanleg. Toe word ek 'n superintendent van die aanleg. In 2000, toe veiel ons almal. Toe herstruktureer die organisasie. Was moeilike tyd. Toe sê hulle, nee, ons herstruktureer nou. Ja. Ons veiel almal, en almal aansoek doen vir hulle poste. Toe doen ek weer aansoek vir my pos. Toe word ek 'n skema bestuurder vir die Caledon skema. Later toe word ek 'n streeks bestuurder. En dit was my droom gewees by Oeverberg. Ja. Wat toe gebeur? Destyds toe ek begin het, was haar man vir Dani Tron. Dit is die ou wat vir my in my lewe 'n groot rol gespeel het om te verstaan verantwoordelikheid en verantwoordbaarheid. En toe sê die maatskappy, nee, Dani was verantwoordelik vir die tegniese gedeelte en die bedryfsgedeelte. En na die herstrukturering toe skei hulle daai. Toe word ek 'n senior bestuurder wat verantwoordelik was vir
die totale watersuiwerings, die bestuur en die beheer van waterversorgingsaanlegte van Overberg, wat insluit vanaf Caledon, Swellendam, Heidelberg. En nie net jou konvensionele aanlegte nie, maar ook jou ultrafiltrasie, ons het 'n ultrafiltrasieplan ook gehad. Waarvoor ek die Here baie dankbaar is. Ja. So julle kan hoor, Omsit kom deur die ranks as dit gaan oor proses controller wees. Ons moet terugkom by waarom gemeenskappe moet nood vat verder as net wanneer hulle die kraan opdraai. Met ander woorde, hulle moet eintlik al 'n stap voor daai moet hulle ook van kennis neem. Maar jy weet, die meeste van ons gaan net aan met ons lewens, ons aanvaar daar by die suiwerings aanleg word dinge gedoen soos wat dit gedoen moet word. Ja, ek wil eintlik vir gemeenskappe aanraai verstaan om met hulle wijkraadslede te begin praat. Ek kan 'n bietjie kyk na die kamera om ook met jou wijkraadslede te praat, met jou munisipale bestuurders te praat. Ek daag eintlik uit vandag. Munisipale bestuurders. Ek het 'n mentor gehad, Tony Bowers. Hy is vandag oorlede. En hy het altyd gesê, Heinrich, in die ou dae, as jy 'n munisipale bestuurder of 'n stadsklerk kwaad gemaak het of jou manager, weet wat hulle met jou gemaak? Hulle jou gevat, dan gaan damp hulle vir jou by jou rioolwerke. Hulle jou letterlik gedamp daarso. Hulle het vergeet van jou by jou riool en 'n waterversorging. En hy het dit gesê. Dit was die waarheid. Ja, maar kom ons praat dan nou sommer oor die En vandag lyk dit vir my nog steeds. Munisipale bestuurders en bestuurders verstaan jy, gaan damp ons proses kontrole. Hulle vergeet van die ou dae. Hulle vergeet eintlik dat die gedeelte is eintlik 'n belangrike gedeelte. So die ou word daar gedamp, maar die ou is nie noodwendig het nie noodwendig die kundigheid of die ervaring om die werk wat daar gedoen moet word, wat met mense se lewens te doen het, te kan doen nie. Ja, ek wil kwalifiseer wat ek sê. Wat jy lately sien, en dit is die fout, myns insiens, wat bestuurders maak, wat verantwoordelik is vir die bedryf van 'n waterversorgingsaanleg. Jy kry mos nou hierdie ding van die NQF. Ek noem dit sommer die copy and paste van kwalifikasies. Okay. Nou wat gebeur, verstaan, hulle stuur nou die ou om sy NQF 2 of sy NQF 3 te gaan doen. Maar wat baie min besef, en ek kom deur die proses, ek het dit bestuur 2010. Ja. As jy nie 'n goeie mentor en 'n goeie coach het by jou aanleg wat reeds gekwalifiseer is om die ouetjie of die proseskontrole wat nou die NQF 2 of die NQF 3 doen, te coach en te mentor, dan beteken daai kwalifikasie wat hy het, en ek sien dit in baie gevalle. Die stuk papier, hy het papier, maar jy kry nie praktiese leiding of praktiese opleiding of mentorskap daar by die aanleg nie. Jy weet, Heinrich, hoe toets ek 'n goeie proseskontrole as ek by 'n aanleg kom? En nou nog, ek is nou seker 8 jaar wat ek nou weg is van watersuiwering. Maar as ek reis, ek probeer altyd 'n aanleg besoek. Probeer dit altyd doen. En die eerste ding wat ek by 'n proseskontrole vra, as ek by die aanleg kom, sê vir my, hoeveel milligram per liter aluminiumsulfaat of chemikalie doseer jy? Dis die eerste ding wat ek van vra. Nee, hy behoort te weet. Ek vond dit. Maar hoe weet julle, is dit per sekonde, per minuut, per uur? Kyk, jou milligram per liter verstaan, werk jy later aan uit na gram per minuut toe of milliliter per minuut. Nou vra ek vir hom, sê vir my. Tweede ding wat ek hom vra, hoeveel kubieke meter per uur sit jy deur jou aanleg? En ek sê vandag vir jou, daar's proseskontroles en ek sê dit nie eerlikheid hierso. Wat daai nie vir jou kan antwoord nie. Nou meneer, as jy nie weet hoeveel water jy deur jou aanleg sit en hoeveel milligram per liter jy doseer, dan speel jy met mense se lewens. Dit is 'n disaster. Omsit ons moet 'n belangeverklaring doen. Omsit was 'n kontrakaanstelling by Theewaterskloof 'n tyd gelede gewees. Hoe maak jy seker dat mense verstaan wat jy vandag sê, wys nie 'n vinger na 'n spesifieke munisipaliteit? Nee, ek praat nie van 'n spesifieke munisipaliteit nie. Dis hoekom ek net vir jou gesê het. Wanneer ek reis, omdat watersuiwering in my hart lê. En toe ek klaar maak 'n paar jaar terug, al wat ek vir mense sê, ek wil my kennis wat ek opgedoen het, wil ek net terugbring. Fantasties. So, ons het nou oor water gepraat, maar daar's mos nou 'n ander aspek ook. So daar's die drinkwater,
ekskuus tog, en dan is daar nou die, kom ek noem dit maar sommer net in ordentlike geselskap, die wegspoelwater. Die water wat die doel het om dit wat in die badkamer gebeur, weg te kry uit ons leefruimtes uit, né, leefruimtes. Ons het so die belangrikheid van rioolverwerking. Wat is die 3 belangrikste elemente daar? Weer eens kom ek terug, vir rioolverwerking, jy moet 'n goeie proseskontrole hê. Goeie proseskontrole. Jy moet die kapasiteit van die aanleg. Jy kan nie riool inbring van byvoorbeeld 6 kubiek meter per dag, maar jou rioolaanleg het 'n kapasiteit van 4. So wat gaan gebeur? Jy gaan hom daar gaan spil iets wees. So jy gaan rou riool aan die einde van die dag in 'n rivier laat beland. Terug in water wat dalk uiteindelik vir huishoudelike gebruik of So jy gaan nie wat rivier vir veesuiping het jy ook na. Dis reg, ja. So die boer aan die laer liggende gebied van hy rioolaanleg, wat daai water moet gebruik vir sy plante, vir sy kool, vir sy beet of vir sy vrugte wat hy besproei. Dit word 'n risiko vir hy boer. En dit is die essensie van riool suiwering. So Ek dink jy 2 genoem, was daar 3de? En dan moet jy ook 'n goeie jou meganiese en jou elektriese komponente moet in 'n goeie werkende toestand. So dit kom terug na Die aanleg moet geolie word. goeie onderhoud. En wat is jou ervaring daarmee in wanneer jy reis en waarnemings maak? Wanneer ek reis, dieselfde. Jy kom by aanlegte en dit is hartseer waar die government geld gee. Dan kom jy hierso sit ek by aanleg maar 2-3 jaar terug kyk ek aanleg. Daar is die proseskontroles byvoorbeeld nie. Hierso sit ek met 'n stuk dokument wat die minister van Waterwese en Sanitasie 2 jaar terug afgeteken het. 'n dokument Junie 2023. Ja, dis 'n dokument wat vir jare op die vorige minister se tafel gelê het. Ek is so dankbaar vir die minister dat hy dit gaan afteken wat spesifiek sê wat moet gebeur by 'n waterversorgingswerke. Dan moet vir sekere klasse waterversorgingswerkers stipuleer hulle om te sê dan moet 'n proseskontrole wees wat in 'n spesifieke klas voldoen. Dit staan, dit is daar. Ja. Dis Kom ons sê sommer vir mense wat wil gaan lees, Staatskoerant 30 Junie 2023 nommer 48865. Dit is in bladsy 249 lyk dit vir my. Die nommer van hierdie item is nommer 3630. As jy wil gaan lees wat minister Senzo Mchunu, ja, op my naam sit. Hy is nou minister van polisie, maar dis wat hy gedoen het in April 2023. Want dis die ander ding, mense lees ook nie sulke dokumente nie, want dit is baie tegnies natuurlik. Ek self sukkel daardeur. Of sal dit net lees as dit nou regtig waar nodig is. Maar baie keer is daar goed vervat wat eintlik vir jou moet beskerm. Maar omdat jy nie nood vat nie, gebeur daar net goeders. Om sit, wat is die gevaar vir die inwoner van 'n dorp as jy nie toegang het tot skoon drinkwater, omdat die prosesse wat moet plaasvind om die water te suiwer, of prosesse wat moet seker maak dat rou riool nie uiteindelik gemeng raak met die water wat op pad na jou kraan toe is, nie plaasvind nie. Ek weet nie of julle weet van die Delmas geval paar jaar terug nie. Nou, dit is altyd my grootste vrees, Henry. Vertel vir ons kortliks. Dit is waar mense siek geraak het, verstaan, as gevolg van die inname van water, verstaan. Ja. So, my grootste vrees is altyd dat wanneer mense siek gaan begin raak, dan is dit al te laat. En daarom is dit my pleidooi vandag hierso, dat gemeenskappe nouer moet begin saamwerk met jou raadslid. Hou jou raadslid verantwoordbaar. Dis hoekom jy vir hom gekies het daar. Sodat hy of sy die amptenare by daai spesifieke munisipaliteit verantwoord en vra vir die MM. En ek wil eintlik die MM's uitdaag of die bestuurders van riool of watersuiwering. Doen jou guns, klim in jou kar. Dan ry jy 1 keer 'n maand onafgekondig na 'n rioolwerke toe, maar jy doen dit oor landstyd. Dan vat jy jou kospakkie en dit is ernstig. Dan gaan sit jy daar en dan geniet jy jou kos daar. Want 'n rioolaanleg is 'n plek. Jy verwag dat die proseskontrole wat by daai rioolaanleg is, moet daar sit te eet.
Nou doen jy 'n guns, dan klim jy in die kar, die burgemeesters Ja. Wat is die doel dan vandaan? om hom te gaan vergewis, wil jy in daai omstandighede eet? So as jy nie daar wil eet nie, hoe verwag jy dan jou proseskontrole moet daar eet? Hoe verwag jy daai ou moet heel 8 ure daarso werk? Maar is dit 'n verskoning dan vir daai ou om nie sy werk te doen nie? Dis nie 'n verskoning om sy werk te doen nie, Henry. Maar dit sal vir die bestuurders en die verantwoordbare persone groter insig gee en 'n besef gee. Maar joh, as ek nie daar wil sit nie, hoe verwag ek van 'n proseskontrole om daar as ek weet jy, toe ek destyds op Etlon was, het ek verby 'n plek geloop, daar die reflekse. Dit was 'n koshuis en daar was 'n slogan wat gesê het: "Mam, give me the tools and I will finish the job." Ons kan nie verwag dat proseskontroles gedamp word Ja. in 'n Sonder die tools. sonder die tools en verwag daai persoon met die werk doen nie. Dit is Sydney Armoed, 'n baie ervare proseskontrole van watersuiweringsaanlegte wat so praat. Maar ek wil julle nou nooi om op sy eie sosiale media platforms draai te gaan maak. Ons gaan dit ook hier sit in die description en ook in die comments kan ons dit sit. Sê gou vir die mense, waar kry hulle jou as hulle jou meer van jou wil hoor, spesifiek met jou video's wat jy maak? Ja, julle kan vir my kry daarso by Stoom Saam Oomsit. Stoom Saam Oomsit. As 'n YouTube kanaal. Daar sal jy vir my sien. Jy kan ook gaan by Facebook Trans Oeverberg Nuus en dan ook by the Overberg Sport. Huidig geniet ek dit, Heinrich, om Saterdag of wherever te sit langs 'n rugbyveld, foto's te vat en net 'n lekker jol te hê. Stokperdjie wat uiteindelik 'n passie wat uiteindelik 'n bestaan geraak het, né? Dankie dat julle gekyk het. Share asseblief hierdie video, subscribe op my channel en gee jou kommentaar oor 'n belangrike issue. Ons praat volgende keer weer met mekaar. Dankie.